Goeiemôre almal wat join. Julle ons doen vanoggend in gesprek met Lientjie Jannetjies. Ek gaan nou net hierdie kamera draai. En dan gaan ons gou-gou bietjie met haar gesels en sy gaan haar hele storie vir ons vertel. Daar sy. En daar sit sy. Right. Môre julle. Okay, julle, ek het probeer, ek gaan nou daai agterste lig afsit en ek wil net, Tembi, will you please also close the kitchen door for us? Please. Sy is mooi. Sy is mooi. Sy is mooi. Lientjie, weet jy, ietsie wat ons nou nie gedoen het, ons het nou nooit gesê, is daar 'n vet foto. Ja, Sal ek nou maar sê. baie, daar's baie. Is dit? Ja, môre almal. Dankie dat julle hier is hier by Ina se TikTokie. Ek dink ek wil gou vir jou vra as jy nie omgee nie. Go. Sorry, so ons gaan vir jou vanoggend wiksie sal move. Ek wil jou gevra om op te staan. En dan wil ek gou vir jou vra om jou baadjie net oop te maak of uit te trek gou net vir 'n oomblik. Koud. Julle, hierdie vrou het op haar swaarste geweeg 178. 178 kilogram. Trek weer jou baadjie aan en sit rustig. Sy weeg nou 95, is ek reg? Ja. Sy weeg nou 95 kilogram. Nou kan julle gou-gou vinnig die som maak. Dit is in die 80 kilogram wat jy verloor het. Ongeveer 3 is 5, dit is 83 Ja, in totaal. Maar voordat ek nou kyk, ek moes eers gewig verloor. Ek het mos nou al alles ook gedoen onder die son. Ek gaan 'n bietjie later daaroor gesels. Ja. Maar toe ek oorgevlieg het Turkye het ek 140 geweeg. Okay, so sy het eers 'n bietjie gewig verloor. Hulle sê gewoonlik vir jou, in baie gevalle, ek onthou, ons het ook daarna gekyk op 'n stadium vir my dogter, en hulle sê altyd vir jou, jy probeer eers om op jou eie ten minste so 20 of 30 kilogram af te skud, en dan. En dit gaan oor die risiko, né? Ja. Want onthou as jy geweldig oorgewig is, baie mense, 85% van die pasiënte wat verskriklik oorgewig is, het fatty liver disease. Okay. So, omdat dit bariatriese chirurgie, daai gaatjies is, laparoskopies, onthou hulle, as jy na die anatomie kyk, of die bou binne in die liggaam, dan kry jy mos dat die lewer, en onderaan aan die agterkant begin jou darmes. Ja. So as jy fatty liver disease het, is jou risiko vir komplikasies hoër. So wanneer ons kyk na wat ons eet, soos meer jou groen groentes en so, dan shrink jy jou fatty liver. Ja. En dan maak jy dit nouer, so onthou jou lewer is jou bloedrykste orgaan. Okay. So jy beperk jou risiko vir bloedings komplikasies. So Ek dit verstaan. is die een groot rede Okay. om voor die tyd gewig te verloor, is om daai risiko te beperk, soveel as wat jy kan. Julle, hierdie is 'n verskriklike interessante gesprek, kan ek vir julle vanoggend sê. Goeiemôre aan almal wat join. Môre Shaila, Nika Dumas. Julle, ek sien vir julle, ek gaan dalk nou nie vir elkeen by die naam vanoggend groet nie. En Lientjie ook nie, maar ons gaan begin nou. En ons begin deur, ek wil haar gou-gou bekendstel. Eerstens van alles, julle ken vir my. Ek is Ina Tequila Queen, 6 jaar op TikTok, en ek doen, soos julle weet, by tye hierdie in gesprek met, en dis vir my 'n verskriklike groot voorreg, Lientjie, om vanoggend vir jou by my huis te hê, en dat jy jou storie vir ons kon vertel. Ek hou vir jou dop, ek ken jou nou al 'n redelike tydjie, maar ek hou vir jou baie lank dop, en ek wil eintlik sê, ek het van dag 1 af, het ek hierdie journey saam met jou gevolg, sal ek maar sê, want ek het jou geken voor dit, en ons stap nog steeds die pad. En ek het al 'n paar keer vir Lientjie gesê, luister, ek sal graag wil 'n gesprek met jou hê. Dan sê sy, nee, ons kan, maar ek kan sien sy's maar 'n bietjie skrikkerig, sy maar hier is sy nou vanoggend in volle glorie. So 178 kilogram, sy weeg nou 75 kilogram. 95, ekskuus, praat ek nou verkeerd. Ek wil net gou vir julle wys, ek wil gou vinnig kyk of ek die fotootjie kan kry, vinnig. Kom ons kyk net gou, laat ek gou sien, hierso is enetjie. Julle daar is, Lientjie is nou in die voorgrond, en aan die agtergrond is daar 'n foto.
Ag, dis eintlik nie nodig nie, maar daar kan julle vir Lientjie sien. Daar het sy 'n swart, jy het so 'n swart hempie aan Lientjie, met 'n toppie. Jy kan, jy gaan nou nie aan jou kant, jy gaan nou nie aan jou kant kan sien nie. Maar ek kan ook gou-gou wag, kom ons maak gou-gou. Maar daar kan julle die idee kry van hoe Lientjie gelyk het. En as julle nou net het julle gesien hoe Lientjie nou lyk. So ek gaan dit nou eers net gou-gou afhaal en dan gaan ons met Lientjie gesels. Dit is nou 11:00 en ons hou van op tyd wees, 11:00 op die kop. So baie welkom Lientjie, baie dankie dat jy bereid is om jou storie te vertel, want ek weet, dis nie altyd maklik nie, daar is maar partykeer goedjies, en 'n mens het daai van, yes, ek het so ver gekom, maar tog is daar maar partykeer goedjies ook wat 'n mens hartseer maak, in jou journey wat jy het. So, hier is natuurlik mense, soos ek sien hier nou, toevallig is hier iemand, ek gaan nie nou veel na comments kyk, maar ek sien iemand sê, hulle het dieselfde gedoen, en dis 'n man, en hy het 100 kg verloor. So, dis absoluut fantasties. Right, julle, so kom ons begin. Lientjie, ek wil vir jou aan die woord sit, ek gaan nie eintlik inchip nie, ek gaan agterna, het ek 'n hele klompie vrae wat ek graag vir jou wil vra, maar ek wil hê, jy moet vir ons jou storie vertel, van die oggend wat jy op die skaal geklim het en jy jou vetste was, tot waar jy by die besluit gekom het, dat jy bariatriese chirurgie gaan hê. Tot die besluit waar jy daar gekom het, dan toe jy oorgegaan het, en tot waar jy vandag is. Kan jy vir ons jou storie vertel? So, ek gaan nou so vinnig net so recap. So op skool het ek rondom 98 weer gematriek. Ek verpleeg nou 23 jaar en die een groot uitdaging wat ek altyd gehad het tydens my verpleegloopbaan is jy word anders te ongelukkig behandel as jy oorgewig is. Baie mense die stigma dat as jy oorgewig is, dat jy nie na jouself kyk nie. En dit is eintlik 'n baie hartseer konnektasie wat mense geneig is om te maak. So deur my hele lewe moes ek bietjie harder werk as die gewone ou om my stempel as 'n suster af te druk. Ek sal nooit vergeet nie, op 'n stadium het ek by Vincent Pallotti gewerk. Ek was die hoof van die onkologie eenheid. En as ek terugkyk ook na daai video's, dan dink ek by myself, hoe kon ek vir pasiënte eintlik education gegee het oor regte lewenstyle en dan lyk ek wat ek lyk. So dit was die een ding wat altyd agter in my kop was. En op daai stadium, dit is nou ongeveer 7 jaar terug, of 8 jaar, my dogtertjie is nou 9, so 9 jaar terug. So die eerste 3 jaar van Lily se lewe het haar pa eintlik vir haar versorg. Ek het verskriklike vaskulitis gehad, omdat ek 178 geweg het. Mag ek net geinjop, wat is vaskulitis? Want meeste mense gaan nou nie weet wat jy nou sê, jy vloek nou, jy vloek ons nou hier. Excuse. So vaskulitis is die rooiheid van jou onderbene. So dit is jy het 2 tipe are, ons praat van jou vene en ons praat van jou arteries. So dit is die superficial aartjies onder op jou bene wat gewoonlik as gevolg van die drukking en swelling en gewig verskriklik inflammatoriese proses. Raak 'n inflammatoriese proses, dan raak dit rooi en nader ons raak dit pers. So dit is as gevolg van die inflammasie, die irritasie wat die drukking en die gewig maak. So ek het dit gehad. So dan werk ek my lang skofte, dan kom ek by die huis, dan kan ek nie loop op my bene nie. Ek meen Achilles tendonitis, dit is wanneer jy nie op jou hak kan trap. Ek weet baie oorgewig mense sukkel daarmee. Dit is een van die simptome en my man het letterlik 3 jaar vir Lily my gesorg. En toe ons by haar eerste verjaarsdagpartytjie wat sy by maatjies was, dit was ek deel van die mamas wat net kon sit. En dit was vir my baie hartseer. As al gespeel word, die kinders doen met die water slides en goeders. Julle moet tog verskoon, ek praat my Engels en Afrikaans gemeng. Dit was dit vir my hartseer, dat ek die deel kan wees van die mamas wat saam met hulle kinders kom speel. En daar was dit nou half meer in die publiek. Kyk, as jy in jou huis is en jou man vir die leiding met die versorging van die kinders, word dit half toegesmeer, wil ek amper sê, want niemand weet van jou regtige struggles nie. En daar het ek besef toe my dogtertjie 3 is, Lientjie, jy kan nie so aangaan nie.
So 6 jaar terug het ek toe 'n plant-based begin. Ek het heeltemal plant-based gegaan. Ewen oor Kersfees, toe die mense bout en alles eet het ek heeltemal plant-based gegaan. Die groot ding van dit was nie volhoubaar nie. En dat die ding is van 'n lewenstyl is, dit moet eintlik ook inpas by jou gesin. En dit moet volhoubaar wees. En dit moet volhoubaar wees. En volhoubaarheid kom daaraan as jy dit in jou gesin kan dryf. Ja. So dit was totaal en al nie, my man is lief vir vleis, aartappel en rys. So dit het nie ingepas nie. Alhoewel hy my verskriklik geondersteun het. Ek en my man is nou 23 jaar saam. En hy was nog vir my net lief van my vetste tot hoe ek nou is. So ek's baie dankbaar. So hy het my altyd ondersteun, maar hy het gesê hy sien net nie kans vir hierdie plante besigheid nie. Maar in elk geval, ek het 'n baie mooi gewig verloor. Ek het toe 23 kg verloor, toe staan ek so op 155. En toe ek het stop, het alles nou weer van die wa van die wiele afgeval. Die wiele van die wa afgeval en toe gaan probeer ek keto. Nou keto van al die programme wat ek probeer het, was keto regtig die suksesvolste. Wat keto 'n uitdaging maak is die kostes verbonde. Daar's ook 'n verskil tussen die keto en banting. Ek het banting ook probeer, waar banting meer dierproduk vette gedrewe is en keto meer jou plant-based vette gedrewe is. So jou banting is 'n goedkoper opsie, want jou plant proteïen is en vet is kos gewoonlik duurder, want dis jou avokado's en jou neute en so. Dis te verstaan. So daar julle nou almal. finansiëel raak om die regte eetkos op maak. Ja. Toe ek baie mooi en toe ek afgekom tot by dink 101. En dit was toe ook nie volhoubaar nie en dit is die een ding, elke keer dan verloor ek gewig en dan kom ek oor 100 kg, dan is daar soos 'n mentorblok. En ek kry nie gereset nie. Dit vat alles in my hele liggaam, emosioneel en fisies om my gewig te verloor, om daai commitment in die plan te hê. En so het ek aangegaan en laas jaar die 28ste Januarie toe weeg ek nou weer 161 dink ek het toe geweeg. Toe het ek vir die Here gesê, Here asseblief, ek kan nie meer aangaan met dit nie, ek moet 'n ander opsie kry en ek het begin verskriklike studies doen oor Turkye, want ek het eers in Suid-Afrika gegaan en ek wil ongelukkig is dit net te duur op Suid-Afrika, want op Discovery moet jy op die hoogste planne wees en dan dek hulle net 80% van jou prosedure. Dit sluit nie die CT scans in nie, want jy moet CT scans kry. Dit sluit nie die bloodworks in nie, dit sluit nie die dieetkundiges, al daai profiele wat saamgetrek word om jou goedkeuring te kry, dek dit nie. Dit dek net 80% van die chirurgie. Nou die chirurgie huidiglik in Suid-Afrika kos ongeveer R260,000. Jo. So as jy gaan uitwerk is dit ongeveer R54,000 net op jou chirurgie. Dit sluit nie die narkotiseerders in nie, dit sluit nie die ander profiele in nie. En ek het 'n verskriklik begin navorsing doen in Turkye. En ek se ou infeksiebeheersuster vir onkologie was ek 'n infeksiebeheersuster in Kuilsrivier netjie. En so ek kon statistieke te trek van wondsepsis. Ons praat van surgical site infections in die medisyne en ek kon hulle statistieke trek. En hulle statistieke het vir my goed gelyk. Hulle het wel 'n uitdaging gehad met MRSA. Dit is 'n weerstandige organisme wat op jou vel is. So voorkomend het ek toe nou goeders gedoen, maar ek kom nou daarby. Toe ek tevrede met die statistieke en ek sê toe vir my man, luister, dit is nou dit, ek wil graag dit doen. En hy sê, wel, as jy bevestiging kry, dan kan jy daarvoor gaan. En ek het lank gebid daaroor. So, ek is 'n kind van die Here en ek het regtig die Here gevat en gesê, hoor hierso, I need an answer. Ek sal nooit vergeet nie maar ek wil 'n fisiese antwoord gehad het. Dit moenie in my mind wees of 'n stemmetjie of iemand wat vir my, ek wil iets fisies sien. Ja. So die 30ste Januarie 2024 het 'n rep vir my 'n kalender gebring. En die kalender, dit was een van my TikTok video's ook daaroor. En dit was vir my 'n baie spesiale kalender en hy sê vir my suster, jy moet mooi kyk, jou naam staan by elke maand. Soos Januarie dan staan daar Suster Lientjie en Februarie staan daar Suster Lientjie, maar dis verskillende prentjies dan word dit so in die prentjie ingewerk. Ja. En toe die 30ste Januarie toe is daar 'n travel bag met Turkye se vlaggie en my naam staan daar Suster Lientjie. En ek hardloop, ek maak dit en ek hardloop na my dokter toe vir wie ek werk. Ek sê, hoorie,
Die Here het gesê ek kan nou gaan. Julle ek kry hoendervleis hier aan die agterkant waar ek nou agter die skerm sit waar julle nie vir my sien nie. En ek sê dokter die Here het gesê ek kan gaan. Hy sê o, Lentjie, hy sê hoe ek sê kyk hier's 'n travel bag met Turkye se vlag met my naam. Ek kan gaan. Ja. En alles het net in plek geval en ek sou toe Junie maand gevlieg het. En alles was reg, my voorbereiding is reg en dan jy moet 2 weke voor die tyd net vloeistowwe want hulle wil regtig jou lewer sien. Lientjie, jy was 'n diabetes. Ja. Jy was 'n diabetes, ja, né? Nee? 2, ja. Ekskuus julle, dit is ook belangrik dat ek nou net hier inchip en dit vra want ek onthou spesifiek sy was 'n diabetes. Ja. So daar's baie dinge wat ons nou agterna rondom dit ook by jou sal wil weet rondom dit. Want ek bedoel as jy net op vloeistowwe is en jy's 'n diabetes, hoe werk dit? Daai tipe van goed. Maar gaan eers aan met jou storie. Sorry, hoor. Nee, glad nie. So ek was 'n diabetes, ek het hoë cholesterol gehad en ek het so neiging tot bloeddruk gehad, maar ek was nie gediagnoseer met dit nie. Ja, Daisy. En die 2 weke voor die tyd, ek was reg, ons het alles reg. Ek gaan groet by skoonmaak om na die kinders kyk want ek gaan Turkye toe. En hulle laat weet vir my letterlik 2 dae voor die tyd ek kan nie meer kom nie. En dis Ramadan. En ek was devastated. En ek is mentally, ek is nou reg en ek het my verlof ingesit want dit is op die tyd wat my baas groot verlof het. Want dit is die groot skoolvakansie en hulle het gesê ek kan nie kom nie. Ek was kwaad, hoorie, ek was bitter kwaad. Hoe maak jy op so 'n oomblik? Wat gaan alles deur jou kop? Hoe werk jou alles? Ek was op pad. Hoe doen jy kon jy die kaartjies? Nee, toe het jy gelukkig daai opsie gehad? Nee, ek het nie. Want ek het goedkoop staan, jy probeer nou want alles was R100,000. Ek het R100,000 gehad. Ja. So alles moes daarin kom. Okay. Sê ek hoor die ouens, dit gaan nie so werk nie en nou moet julle weet die taal is 'n baie groot uitdaging. In Turkye, hulle Engels is bitter swak. En sê ek hoor ek gaan nie accountability vat nie. Hulle moet my kaartjies ruil. Hulle moet dit aanpas. Hulle moet daar's 'n boete wat betaal word. Hulle moet die hotelle, alles moet hulle hanteer. Hulle het dit toe alles moet hanteer. Die mediese die hospitaal. Kyk, ek het deur 'n mediese agentskap. Ek verstaan. En toe voel ek jy sê is hierdie nie 'n scam nie, want jy weet hoe kan hulle 2 dae voor die tyd vir my laat weet ek kan nie meer gaan nie. Ja. So ek het daai gedagte gehad, Philip, is hierdie nie 'n scam nie. Want onthou, dat my geld het ek al klaar oorbetaal. Ek moes in British pounds betaal het. Ja. Want hulle ek dink hulle okay, daar was nou nie 'n gesprek, maar ja, ek was British pounds. Ja. So dog ek as dit nie 'n scam nie. Maar in elk geval te wys hulle toe stuur hulle my Emirates kaartjie seker 3 weke na die tyd vir my. Toe vlieg ek die 17de September. Jy's seker opgestres in daai 3 weke gewees. Verskriklik, want ek het nie terugvoer nie en jy weet dit is toe 'n uitdaging mense dink regtig en soveel mense het my maale baie mense wat toe dan saam met my gebid het gevoel is hierdie nie die Here se antwoord. Ja. Kyk, mense sê dit mos altyd. Ja, Ietsie nou uitwerk nie. Dis dalk die Here. Ja. Jy weet en ek het hierdie battle in my spirit gehad waar die Here sal dan nie vir my daai antwoord gegee het hoekom kon ek nie gaan. Ek verstaan. En in elk geval op julle nou tyd onthou, dis dit ook erg oorlog en dan as jy gaan kyk na die geografie of die aardbal. Ek het nie geweet nie, maar Israel hulle en daai ouens is baie naby aan Turkye. Ja. Toe sê my pa, want hy wou nie gehad het ek moet gaan vir die operasie. Hy het gesê hy dink dit is nou die Here wat stop en dit. Okay. Maar in elk geval te vlieg ek die 17de September. My man kon nie meer toe saam met my gaan nie, want ek moes Hallo Sonja. Toe hy is toe vir 'n konferensie weg en my pa gaan toe saam met my. So nou het ek nog nooit international getravel nie. Ek het die hele tyd my paspoort verloor. Shame. En dan sit Nina toe en Nana toe. En ek by die hospitaal en toe was in Turkye want ons het tot by Istanbul gevlieg en dan sit so 1 en 'n half se ry na die hospitaal toe. Nee. En Turkye is nie 'n bitter skoon plek nie. Die foto's wat hulle neem van die tempels en die goede, dan hulle is mos 'n groot moslim country of land. En goeie. Ekskuus, ek wil net saamgesels. Ek wil nou net vir julle sê, ekskuus, ek kom loer nou, sit nou net gou hier langs Lientjie. Julle sal nou nie vir glo nie, ek klim nou aan want ek wil nou net gou versorg by die ander stoel laat sit, laat ek hierdie kan sit. Dat hy net rustig kan wees. En toe ek opstaan, toe klim hy op my stoel, hy hou nou die onderhoud daar van daai kant af. Sorry Lientjie. Nee, Kom, klim af. Kan jy afklim? Kom.
Julle, ek vra nederig om verskillende lientjies, sorry. Nee, Kom, glad. kom, klim af. Kyk, hy's nou kwaai met my. En hy's cheeky ook. hoor, Hy's nou julle. cheeky. Hy's wil Hy's nou deel baie iets van die cheeky. gesprek. Hy wil nou hier sit. Ons gaan maar Nee, is reg. ons gaan nou maar oor hom werk. En toe ons aan Turkye kom en ek sien eintlik sure die land is eintlik bitter te mekaar. Dit was dit ook baie ek baie angstig gevoel. As jy sê dis bitter deur mekaar, bedoel jy dis arm. vuil, dis arm. Dis arm. En ons oralste honde. Ja. Oralste is ons loper honde. O, So dit genade. lyk eintlik afgeleef. Baie Ek verstaan. afgeleef. Ek verstaan. Ek het by die hospitaal gekom en ons kom staan by hierdie massiewe hospitaal. Julle, dis beautiful. Daar is video's, asseblief julle moet gaan kyk om half die indruk na die tyd te kry. En ons kom maar in en dis beautiful. Dit lyk soos 'n hotel, dit lyk glad nie soos wat dit die buitekant van die hospitaal lyk. Langs by die kort, ek is toe in, hulle trek my bloede, daai susters werk net so hoor. Hulle kan drips op sit. Hulle is fantasties. Hulle verstaan net nie 'n woord nie. Verstaan nie Engels nie. Hulle doen jy praat die hele tyd. Even die physical assessment wat hulle doen, wat hulle al die vrae vra, moet jy die hele tyd die translators gebruik wat nog 'n uitdaging is. Dit was nogal vir my frustrasie. In elk geval toe gaan ek vir 'n gastroskopie want hulle wil seker maak jy het nie 'n breek nie. Jy het nie seertjies in jou maag nie want hulle met 'n gastric bypass sny hulle mos nou 'n groot deel van jou maag weg. So hulle wou seker gemaak het my darmes is in goeie toestand om die operasie te kan tolereer want hulle vat mediese accountability vir jou. Okay. Ek moes CT scans gehad, ek moes die dieetkundige gesien het, dit was jy loop letterlik van die een kamertjie na die ander kamer. Hulle is baie, dit is soos 'n worsmasjien, want dit is al wat hulle doen. Maar jy loop letterlik van die een toets na die ander toets na die ander toets. Ek wil dit net regkry. So die hospitaal waar jy was, doen net gastric bypasses. Daai spesifieke saal. Saal. Okay. Vleuel. Yes. Vleuel. Okay. In plaas baie kyk Turkye doen mos al die haar oorplant. Yes. Plastic surgeries en goeie. Okay. Maar daai vleuel Is net vir yes. Okay. eintlik meer gastric sleeves. Sleeves. In Turkye is hulle meer bekend met sleeves. Sleeves. Okay. So dit het baie fighting. Ek gaan nou daarby kom. Spirit gevat dat hulle my gastric bypass doen want hulle wil dit nie as eerste lyn terapie doen nie. Okay, so hulle verkies om eers die sleeve te doen. Julle ons sal nou daarby kom as ons die vrae vra, sal ons daarby kom dat sy vir ons verduidelik want gelukkig is sy 'n suster en sy gaan vir ons kan verduidelik wat is 'n sleeve en wat is 'n bypass. Ja. Alright. So ons sal nou net daarby kom. Julle moet net 'n bietjie geduld gebruik. Okay, so toe doen hulle die gastroskopie. Dis glad nie soos ons dit ken nie. Jy kry gastroskopie en jy zonk out en jy is te mekaar aan die slaap. En ek het gegaan vir my gastroskopie. Ek het wakker geword. Ek was so wakker soos of ek nooit narkose gehad het nie. Daai was fenomenaal. Sjoe. Maar toe kom die slegte nuus. Dis hulle hoorie so jy het 'n breek. Oggends. En ons kan nie jou opereer nie want onthou om net so vinnig na die chirurgiese metode toe te gaan. Hulle los jou 'n eiersaas groter maag. Okay. So as jy 'n breek het, dan jy het mos jou mantelvlies Ja. waardeur jou darm kom. Ja. So as jy 'n breek het en jou maagie is so klein as die risiko dat hy deur dit kan gaan. Ek verstaan. Okay. Ek verstaan. Sê ek moet nog R15,000 betaal. Ek het nie ekstra geld nie en ek het my letterlik al my geld gevat wat ons het vir die operasie. Ja. Bel toe rond, my mense betaal vir my geld. Hulle sê hulle gaan nie die operasie doen totdat ek die geld kan betaal. Oh. Jy toe die geld. En jy sit in 'n vreemde land. Ja, dit is verskriklik. Ja. En ek het hulle gesê, okay, dis reg en ek het moes afgegaan het en die geld betaal het. Die volgende oggend toe het ek my ek jok, sorry Nicoline, ek weet Nicoline is okay. Ek het toe dadelik my operasie gekry. My geld betaal en ek dink ek was 4 uur en my man is so, ek weet nie of hy tussenin, maar ek is 4 uur toe in teater toe. Dieselfde dag nog. Dieselfde dag. Okay, so toe hulle die geld het, toe die saak reg. Yes. Toe teken ek toestemming, die toestemming verstaan. So is dit soos in Suid-Afrika. Okay. Jy verstaan maar min. Jy regtig, dit was nogal vir my baie groot vrees aanjaende oomblik is die taal. Die taal was een van die grootste. Wat is die taal wat hulle daar praat, weet jy? Is dit seker nie? Iemand sal met research. So 'n gebroke Engels is nie eens gebroke Engels nie. Ook uit, wil ek amper sê. Dit sê. is regtig yes of nou nie. So terrible. Jo. So jy gaan maar so of jy gaan maar so span. Jy weet dieselfde konsep wil ek amper. Ja. En ek is in vir my operasie en Oral ek sal nooit vergeet die toe hulle my in die teater stoot.
toe is dit of sy vir 'n angsaanval kry. Want dis al haar equipment, goed wat ek gesien het 23 jaar terug toe ek begin het met verpleging. Sure. En ek het so lig bo my gehad en ek het vir die Here gesê, Here, ek kan nou niks doen nie. Ek het klaar premedikasie in my drip is op. U moet net beheer vat oor dit. En ek het regtig heilend aan die slaap. Hulle spuit vir jou Diprivan, jy weet die witrak wat ons in Suid-Afrika kry, wat vir Diprivan spuit. En ek het hallo. Ek het die Diprivan gekry en dit was 1, 2, 3 en ek kan letterlik onthou dat die trane geloop het en ek het so uitgeslaap geraak met my operasie. Ek het uit my operasie. Liefie, jy kan gou verbykom. Sorry. Sorry Linkie, sorry julle. Glad die lewe gewees. Daar sy. Okay. En ek het wakker geword en ek was verskriklik emosioneel. Daar's 'n video ook oor dit op my TikTok. Ek was baie emosioneel want ek kon nie glo dis gedoen nie en ek het wakker gevoel, maar dit was vir my baie oorweldigend want ek het gehoop dit is nou die regte besluit en toe besef ek my iets daar is nie omkeer draai nie. Yes, daar is niks omdraai kansie. Wakker geword en ek het my maag so gekyk en die stuitjies en die drein het hier gang en ek het 'n kateter ingehaal en die suster het ingekom en vir my gesê in hulle manier wat hulle gepraat het, wat hulle het gepraat op hulle fone en dan sal mos daai translate. Okay. Sy sê vir my ek moet 4 ure slaap en dan maak hulle my wakker. Okay. So hulle trek die gordyne toe. In Suid-Afrika gaan al die pasiënte post op ICU toe. Ek was in 'n gewone saal. My. So ja, en ek het dis baie interessant. En ek het veilig gevoel. Ek moet vir julle sê, daar het ek met die verpleegsorg het ek genuinely veilig gevoel. Okay. Ek het aan die slaap geraak, ek het wakker geword en ek die video wat gepin is heiliglik op my TikTok. Is 4 ure na die tyd. Ek opgestaan, ek het ons 'n dance move gedoen. Ek het dit gesien. Geen tot wat ek vandag hier by julle sit, het ek pyn gehad nie. Baie mense ondervind verskriklike gaspyn as mikroskopiese werk. Ek het niks pyn gehad nie. Fantasties. En ek het gaan loop, hulle luisterklokkie. Ja. Dit is regtig soos 'n borsmasjien, maar dit is 'n geoliede masjien. Ja. Bysê. Dis al klokkie, dan moet jy loop. Want hulle moet jou sirkulasie, want dan almal is baie groot, so die risiko vir bloedklont is massive. Natuurlik. En ek het geloop, dan kom hulle rus ek 'n uur, dan moet ek loop, dan lei hulle die klokkie, dan moet ons weer loop. En dan soos alle ons klomp groot mense. Ja. En met ons gymklere, met ons dreine en ons kateters, dan loop ons. So dis almal het half mekaar gemotiveer. Daar was 'n baie mooi spirit, wil ek amper sê tussen almal, want alhoewel ons nie dieselfde kultuur of agtergrond het nie, was ons doel dieselfde. Was jy die enigste Suid-Afrikaner daar? Ja. Okay. Mense van Australië en al daai ander plekke. Yes. Want dit is soos die mega van bariatriese chirurgie. En ek was nog 3 dae in die hospitaal, wat hulle toe nou my bondtrein uitgetrek het, daar's ook 'n video oor dit. En ek is hotel toe. Die hotel was 'n uur se ry, dit was nog of my rof, want met die skit en so, jy weet dit is soos ek sê, dit is baie informeel, die hoe Turkye uitgelees, baie verarm, soos die middestad van Johannesburg, blik amper die prentjie skep. Okay. En ek is die donderdag geopereer, ek het die volgende week dinsdag teruggevlieg. 5 dae later basis. 5 dae. Ek was 3 dae in die hospitaal, 'n dag en dan nog 'n aand in die hotel en ek het teruggevlieg. Okay, maar hulle het jou obviously gekleer. Hulle het seker gemaak jy's reg en jy sal kan vlieg en hoeveel ure is dit van Turkye af terug Suid-Afrika toe? Dit is 4 ure tot in Dubai, 9 ure tot van Dubai na Suid-Afrika toe. So dis basies 13 ure. Ja, en die wardhostess, jy eet mos verskriklik op hierdie internasionale vlugte. Ek kon mos nou niks eet nie. My postop was 2 weke vloeistof. Toe het ek Korea 2 weke en 2 weke sag en toe begin ek die normale kossies introduce. Okay. So op die vlugte het hulle vir my brood gemaak. Okay. En hulle was baie gemoedkomend. Hulle het vir my 'n stoel, hulle het gaan kyk of daar nie 'n oop stoel was nie. Hulle het die persoon langs aan my geskuif, sodat daar 'n stoel tussen my en my vriendin was. Okay. Sy was baie goed vir my want ek kon nie ver oor. Nou my maag was nou groot. Yes. So ek kon nie ver afbuk om my kouse aan te trek want jy trek ons daai
bloedklontkouse die sokkings aan. En ja, dit was my journey en dit was ongelooflik. Ek het toe vir 'n maand daarna Clexane gebruik, daai inspuitings op die bene, dit was absolutely hell, want dit was baie seer, as 'n operasie. Okay. En ek het jy gebruik dit, né? Ja, dit brand verskriklik. Ja. 6 weke na die tyd begin my hare verskriklik uitval. En dan ek onthou iemand het 'n vraag gehad oor hare wat uitval. Ja. Dit was vir my baie erg. Ek het my hare het baie mooi bygekom. Okay. Maar my hare was vir my baie, ek het altyd 'n boshare gehad. Ja. En toe my hare begin letterlik, as ek so gemaak het, dan vat jy 'n boshare. Dit was vir my nogal baie traumaties. En jy weet, omdat ek in onkologie gewerk het ek nie altyd die insig gehad vir daai haarverlies wat daai pasiënte beleef nie. Jy weet, almal sê skeer die hare op. Dis anderster as dit met iemand anders gebeur as wat dit met jouself gebeur. Dit is genuinely as jy gaan slaap waar jou hare hele kussings, Louwyn het al so, my man, want dan sy hare in sy mond, en jy weet, want dit is, maar ek wou nie my hare sny nie, ek wou regtig nie my hare, ek het net opgehou met alle treatment, soos Botox, ek het my Botox gedoen vir die tyd op my hare, ek het gehighlight, die spier wat grys nou, maar daarom is ek blond, so dit daar baie. So dit was nogal vir my erg na die tyd, wat ek baie moes met myself praat, dat dit is okay. Jy weet, dit sal weer, dit vat 18 maande vir my hare om weer sy volle potensiaal, die follicle herstel, want dit gaan oor die follicle van die haar. As gevolg van malnutrition, laat dit release en dit is hoe die haar uitval. So dit was nogal vir my erg en daarna tot vandag toe het ek geen ander komplikasie behalwe haarverlies ondervind nie. Okay. So en sê gou vir my Lientjie, toe jy nou hier in Suid-Afrika kom, toe moet jy nou vir 'n sekere tyd nog die puree en toe kan jy begin om vaste kos te eet. Ja, dit was tot en met die sagte fase 6 weke. Ja. As jy nou sal verduidelik, jou maag was so groot soos 'n rugbybal, 'n sokkerbal, en dis toegesny dat dit so groot is soos 'n eier. Is dit min of meer die vergelyking wat ons kan maak? Ek so bly jy raak dit aan ek dink ons baie keer dan kyk ons hierdie 600 pound stories, nê? Ja. Dan kan jy nie verstaan dat daar iemand is wat 'n barrel KFC of al die volumes kos het en toe ek vir die chirurg vra maar hoe gebeur dit? Is dit jou brein wat sê, hoorie chom, jy gaan voluit, jy het moed opgegee? Ja. Is dit is nie dit nie. In ons maagwand is daar 'n hormoon wat afgeskei word, ghrelin. Dit klink, dit is ook eintlik maar gremlin. Gremlin, ja. As ghrelin. Ja. So hoe groter jou maag raak, hoe meer oppervlak is daar vir daai ensiem om of hormoon, dis hormoon, hoor, ek wil net die regstel. Hoe groter is die oppervlakte wat daai verskriklike klomp hormone afgeskei word en dis die hongerhormoon. So hy stuur die signal na jou brein toe en sê jy's honger. Ja. So en as ek nou vir jou sê dat jou oppervlakte hoe groter, hoe meer jy van hierdie hormoon afskei, verstaan jy hoekom hierdie mense hierdie groot volume Okay, so ek verstaan, ek probeer gou net verstaan. So daai hormoon skei dit af. Nou as jou maag so groot soos 'n sokkerbal is, dan bly daai hormoon dit afskei en dit bly vir jou brein sê jy's honger alhoewel jy lankal verstadig is. Absoluut. En dit is hoekom jy dan eet meer van dit, nê? Want hoe groter jou oppervlakte, hoe meer is die produksie van die hormoon. Ek verstaan. En dit is die uitdaging en een van die vrae wat ek ook gereeld kry is, wat sien ek as ek groot mense sien? Ja. Ek voel regtig jammer. Nie jammer in shame, so jammer. Ek voel jammer want hulle verstaan nie of hulle mense verstaan nie die kompleksiteit van wat daar aangaan nie. Mense is so geneig om daai ou het, want ek was deel van hulle wat gedink het jy gee net moed op. Ja. Want tussentyd is hier 'n battle met 'n hormoon wat jy afskei wat net meer en meer raak hoe meer wat jy eet. En dit is die hartseer. So as ek nou vir mense advies gee en dis hoekom ek so verskriklik erg daaroor is ek post my video's, sal sien ek al my velle klap en ek post dit om net vir iemand te inspireer en baie mense sal seker dink ja, maar jy het bariatriese chirurgie gehad. Ja. Maar onthou,
Ek het begin oefen toe ek 115 kg geweg het. So dit is ook groot. Jy weet ek is 1.7 centimeter, 1.7 meter. Ja. So die courage om te gaan in die gym, en daar's baie van my video's waar ek op my grootste was wat ek gegaan het. Die courage om net te begin, al doen jy net 'n bietjie. En dan daar is baie mense wat met GLP-1 inspuitingsgewig verloor, maar hulle oefen nie. Ja. Daar's geen waarde in dit nie. Dis die ding. So dit is die groot boodskap en ek het regtig 'n hart vir mense om te sê dit is oukei, gee jy nie die eerste tree en dis hoekom ek ingestem het om hierdie interview te doen. Ja. Is regtig, dit gaan nie net vir my oor die gastric bypass en dit is wonderlik. 'n Ding wat jy dan wat ons nie oor gesels het nie is, maar wat ek graag wil sê is, sal ek aanbeveel dat mense dit in Turkye doen? Ja. Sal my eerste wens vir jou wees om dit in Suid-Afrika te doen. Want die ondersteuningsstelsel na die tyd is gaan baie beter wees en is beter want dis jou taal, dis jou land. En emosionele wel. Yes. Ek wil graag daaroor 'n bietjie gesels. Jy kan met liefde. So 6 maande na my chirurgie en ek het dit glad nog nie op sosiale media geshare nie. Okay. Ek moet vir julle sê ek het 3 profiele op Facebook. Ek het Linkies Journey to Double Digits, want ek my boek wat ek gerelease het in my persoonlike Facebook bladsy. En ek het dit nog nooit, hierdie is die eerste keer wat ek daaroor gaan praat en ek dink dis belangrik dat ek hierdie vertel. 6 maande in my chirurgie en nou toe is die gremlins weg. Ja. Want hulle is bitter beperk. Ja, want jou maag is nou so groot soos 'n eier. Ja. So daai is nou baie min. Ja. Ek wil net gou ietsie vra. Sorry. Ek gaan my water kry. Dis ietsie wat ek nou, julle daar sien julle nou duidelik die foto van haar toe sy nou opstaan. Sien julle nou die foto wat ek daar agter in die agtergrond het van hoe groot sy was. En toe was sy al daai is ek dink 150 kg. Daai foto van jou. Ek weet jy kan ek Ja, jy kan gaan kyk. Dis die een met die swart hempie aan. O nee, Is dit die 170? Nee, hierdie is toe dis die dag wat ek my chirurgie gehad het. Okay, toe was jy 155. Nee, hierso het ek 140. 140 kg. So hier is sy 140 kg. Julle toe het sy al 38 kg verloor. Want sy was 178 kg. So toe het sy al dit verloor. Ekskuus, ek wil net gou-gou weet, ek is so bang ek vergeet dit. Daai hormoon wat nou, hoe groter jou maag is, hoe meer sê hy vir jou, jy's honger. Daai hormoon ook alles te doen met food noise, soos ons dit noem. En dit is Want ek het al baie gewonder oor dit. Dit is nou waar kom nou sê. Okay, sorry. Nee, glad nie, ek sê bly jy noem dit. Asseblief nie, hierdie is lekker informeel en ek wil graag dit share, want ek dink baie mense sukkel met hierdie goed in hulle brein en hulle verstaan nie eintlik of dit 'n mental issue is, jy verstaan? Ja. So, ek wil net gou iets sê, so dit die gremlin word meer, ek wil dit mooi beamoen, want dit is belangrik dat mense, so hoe meer jy gaan eet, nou enetjie, as jou vel soos 'n veloorplanting, ek probeer dit nou verduidelik dat jy die prentjie kan sit. So as iemand verskriklik gebrand het en ons oes 'n stukkie velletjie van 'n gewone bene of so, en ons plant dit op 'n spasie, dan het die vel die potensiaal om mitose te hê. So hy het enetjie raak 2, selletjie dus raak ons enetjie raak 2 en dan raak hulle meer en meer. Yes. So dis wat met gremlin gebeur. Okay. So jou maag raak groter, so die oppervlakke raak groter, en 1 word nou 2, 2 raak 4 en so. En dis hoekom jy al hoe meer honger is en dis hoekom okay, ek verstaan. So na 6 maande te begin, dit is eintlik terrible om dit te sê, maar ek wil dit graag share. Die eet ek 'n stuk kaaskoek. Nou moet jy onthou my maag so klein. Claudine, jy's 100% reg. Ja, sy het gesê, sorry, Linkie. Sy het gesê dis gremlin. Dis amper, ons noem dit amper soos gremlin, maar dit is eintlik 'n gremlin, né? As jy nou vat wat dit aan jou doen. So dis gremlin. So julle kan net kyk, daar het een van my moderators het daar vir julle mooi uitgesit hoe jy dit spel. En dan kan julle mooi gaan lees daaroor as julle agterna nog wil gaan lees daaroor ook. Jammer Linkie, gaan aan asseblief. So dit was nou my maag is so groot soos 'n eier, né? So toe eet ek so 'n stukkie. Soos 'n bietjie meer as 'n vuurhoutjie boksie. Ja. Cheesecake. Okay. Nee? Maar jou gewone nie verskriklik soet nie. Jy gewone vanilla met 'n bietjie drizzle. Ja. Ek dink dit was karamel op dit. Ek verslind dit. Natuurlik. Ek moet eet
vandat ek geopereer is, moet ek eet en ek moet ten minste daai kos 30 keer kou. Hier gaan ek en ek eet want dit is sag, dit is soos 'n puree, so amper sê. En ek eet dit en ek het die derde, so ek het dit in 3 gedeel. Ja. Die laaste derde happie, toe raak ek horrible siek. My suiker val, ek voel of ek palpitasies het, ek voel too terrible. En so, ek het, jy bring nie op nie, jy noem dit, dumping. Ja. Dis 'n bol slijm uit jou liggaam, probeer nou jou maagie, skei ewe skielik slijm af, om dit op te bring, maar nou ek het 'n diafragma herstel, 'n breek herstel gehad, so ek kan nie opgooi nie. Nee. So jy maak soos 'n uil. Ja. 'n Uil eet mos sê nou maar 'n voeltjie of 'n hoendertjie en dan bring hy die vere op. Ja. So dit is daai jy maak so maak ek. Okay. En ek voel sleg. En ek beloof vir julle dit was 'n halfuur daarna te challenge ek nog 'n cheesecake. Nadat jy so sleg gevoel het. Nadat ek so sleg gevoel het. En ek Maar wat het deur jou wat ekskuus dat ek dit vir jou vra. Wat het op daai oomblik deur jou brein gegaan? Was dit ek het nou sleg gevoel, maar ek was eintlik okay, so kan maar dit nou weer eet of ek kan vir jou eerlik nie sê Nie sê nie. reflekteer daarop nie. is dit? Rarig. En ek eet dit weer. Jo. En ek voel weer sleg. Jo. En ek besef toe something is going wrong again. En ek praat toe met my man, ek kom by die huis, ek sê Môre Lee. dit het gebeur, ek vertel toe vir my man en ek sê toe dit kan nie. Mhm. En dan as jy Turkye toe gaan doen hulle nie mental screening nie. Mhm. Suid-Afrika verskriklik. Okay. Hulle Ek mag nie. baie dankie. Ek sal een vat. Baie dankie. Hourie bak dan. Nee, ek gaan net een eet. Baie dankie. Ek mag mos nie. En baie dankie. Ek hoop dis soet. Nee, ek gaan dit lekker wees. Ek sien I don't know. En ek sê toe vir my man, hoorie, ek moet uitreik vir hulp. Ja. Want in Suid-Afrika kan die sielkundige jou afkeer dat jy nie bariatriese chirurgie kry nie, want jy is nog nie reg mentally nie. Ek verstaan. So Turkye het nie dit. Nie. Okay. Verstaan jy? Okay. En dit is die gevaar. En ek weet die is van my mense wat in Turkye en ek moet eerlik wees daaroor. So dit is iets wat Asseblief. so ek bel toe, ek maak 'n afspraak met die sielkundige. Die sielkundige is verskriklik vol bespreek. Okay. En ek kry toe 'n afspraak en ons gaan deur, ek het toe sessies en ek vertel haar, ek sê toe vir haar, dit was regtig, ek het nie beheer oor dit gehad. Ja. Ek wil amper sê nie beheer oor dit gehad het. En ons gaan toe en sy stuur toe vir my sy ding toe ek met 'n psigiater sien. Okay. Hoorie so. Ek het my kind aan die dood verloor. Ek het al baie trauma in my lewe ondervind. Ek het nog nie met iemand gepraat nie. Okay. Nog nooit nie. Ja. Ek glo nie daaraan nie. Ek wil nie daai roete gaan nie. My ma het ook depressie. Okay. En ek wil nie so sy as 'n jong meisie het sy baie sorg gekry en sy het met pille gedrink wat haar soos 'n zombie laat. Ja. My persepsie was so sterk. Ek verstaan. En toe sê sy vir my lintjie gee dit 'n kans en ek het gegaan na dokter Danel toe en sy het begin assesserings doen. Mhm. En my man moes klomp dokumente invul, my ouers moes dokumente invul. En 6 weke. So die derde sessie, ek sien dat 6 weke. Ja. Toe diagnoseer hulle my met ADHD. Okay. En dit was dus 'n massive shock. Sjoe. Ek dink toe my ma wou nie maar haar dokumente vir my gee nie, Ja. want sy was bang ek gaan vies raak oor wat sy geskryf het. Ek hoor. Ek verstaan. En ek het gesê mamma moenie worry nie, wees net eerlik, want ons moet nou die kruks van hierdie saak kry. Ja. En ek het gedog ADHD is net vir kinders. Ja. Jy weet, ek meen jy hoor gereeld. En toe word ek gediagnoseer met ADHD en sy verduidelik dit vir my. So ek het met hierdie compulsive eating wat ek ondervind, Ja. wat ek eintlik my hele lewe lank ondervind, Ja. was dit die root of releasing the drug. Ek verstaan. So my drug of choice is kos. Ja. En ek moes dit was my verskriklik emosioneel want ek het nie gedink ek sal ooit op 'n spektrum of op 'n een of ander mental health issue gehad het nie, want ek het myself as hierdie verskriklike sterk vrou gesien en
En hier word ek gediagnoseer met ADHD. En ek het toe lank ek het toe uitgereik na bariatriese dokters, ek het hulle e-posse gestuur, vra hoorie, is dit iets wat julle sien? Ja. En toe sê hulle, meeste ouens wat oorgewig is, het 'n vorm van ADHD. Ja. Compulsive eating. En ek het op behandeling begin, so die 3 metodes van behandeling vir ADHD, soos wat almal maar ken, Ritalin, Ja. Concerta, Contramil en Vyvanse. Okay. En toe sê ek hulle moet dit vir my, want ek sê suster, ek wil graag 'n bietjie research nog doen, Ja. want daar's soveel negatiewe konnotasies met Ritalin. En ja, definitief, ja. Jy hoor dit baie gereeld Ja, met by ouers wat kinders het wat dan ADHD het. En alles gaan maar rondom stigma Yes. en oningeligtheid. Natuurlik. So Ritalin se werking, as jy gaan kyk op 'n kaartjie, sê net maar jy drink dit 7 uur, hou net 6 ure. So my wêreld gaan dit nie werk nie. Ja. Concerta of Contramil hou 9 ure. Dit gaan ook nie werk nie. Ja. En onthou ek het absorpsie, malabsorption. In my maag is so klein, so as ek 'n pilletjie drink, gaan dit dadelik absorbeer. Sy uitwerking is vinniger. Ja. So jy moet regtig 'n fine tuning kry. Ek verstaan. En toe sê sy vir my, hoorie so, daar's 'n drak in Amerika. Carla. Vyvanse, wat ook nou in Suid-Afrika begin infiltreer. Môre almal. En hulle dit sit my dit begin. Ek gebruik dit heidaglik. Ek wil gevra net in tussentyd terwyl jy nou hierdie by die sielkundige was en toe na die psigiater toe gegaan het jy intussen nog weer daai urge ondervind om iets te verslind. Ja. Al is dit dan nou so groot soos 'n videokidosie. Al was al die krenlin so te sê weg. Ja. Ja. So dit was deur en deur die ADHD. Ja, deur en deur die ADHD. En hoe gaan dit nou met jou? Hoe lank is jy nou op dit of wat jy ook nou al gebruik en hoe gaan dit nou met jou rondom dit? Fantasties. Is dit? Ons spreek goeders aan en daar's ek sien nog 'n sielkundige en dan het ek die psigiater mos nou net 3 keer gesien. Okay. So ek sien nog 'n sielkundige want ander food, hunger, brain hunger, al hierdie goeders is te doen met trauma iewers in ons lewe. Ja, ja. En waarvan jy al heel wat ondervind het. ja, en dan nou sit dit in boksies. Ja. My tipe persoonlikheid is wat ongelukkig deel van die ADHD is. Ek moet nou met die situasie hanteer. Ek kan nie Ek verstaan. bietjie afkoel en dit môre uitsorteer Ja. of ek het so besige dag dat ek nie ek moet dit wat ek nou klaar gemaak het klaar maak. Ja. Of sê nou maar op 'n stadium het ek oorweeg om Amerika toe te gaan, dan consume met my so dat ek so investigate. Even my gastric bypass was 'n voorbeeld. Ja. Ek raak so invested in dit laat dit my hele lewe Oorvat. Ek verstaan. En die kosdeel is so van dit. Jy Okay. weet, en op die oomblik is ek nou 3 maande op behandeling soos ek gesê het en dit gaan fantasties. Die Vyvanse is verskriklik duur, is R1600. En Betaal die medies dit? Nee. ongelukkig nie, hulle al is ek geregistreer, hulle betaal dit daarvoor nie want hulle wil jy moet iets soos Ritalin wat baie goedkoper is. Ek verstaan. En ek sien nie kans vir dit nie want ek moet my absorpsie in ag neem. En Ja, want dit bly net 'n sekere tyd in jou stelsel. So hoe kan jy dit gebruik? so jy gaan nie optimale Kyk jy vir my so dom dat die mediese fondse nie mooi daarna kyk. Ja. Né? Ja, nee, dit is 'n gesprek. Ja, op sy eie. Ons kan op 'n dag dalk daaroor praat, né? Ja, ons kan op 'n dag daaroor praat. Daisy sê hierso daai struggle bly seker altyd daar. So ek glo so en En ek iemand dink wat dit baie aanspreek is my oefeninge. ja. So julle sal sien op my video stel ek daar af. Ek is vandag op tyd 48 of non-stop exercise. Vertel vir ons die oefen gedeelte, die feit dat jy begin het en gesê het, okay, ek gaan hierdie vir 3 dae doen en jy's vandag op dag 48. 40. Ja. Vertel vir ons daai. So dit is die halfpad in my journey met die diagnosering van ADHD. So ek wou nie gehad het dit moet my definieer nie. So ek het Okay. gelees wat se natuurlike maniere om hierdie oorstimulasie of uit te plateau. Ja. wil ek amper sê. Ja. En ek het begin agterkom ek het baie ekstra velle en goeders en toe het ek begin weer research doen, Ja. want ek hou baie van research. En ek het net die dag besluit, luister, en nou trampolien vir kindertjies ewen met ADHD, dit reguleer hulle Okay. oor die algemeen. Dit is scientifically Okay. bewys. En trampolien reguleer jou gemoed.
So dit wat jy ingee, die inspanning wat jy ingee, dan's terug. Die energie wat jy gee, dan's terug. Ek So dit verstaan. is hoekom dit fenomenaal is vir 'n emosionele well-being om dit te kan doen. Okay. So en dit is waar ek het besluit hoorie vir my velle, vir limftraining, vir my emosionele welstand, vir die regulering. Is dit wat ek gaan doen en ek het commit, dit maak so groot, dit is regtig deel van my commitment en onthou deel van my persoonlikheid is mos om obsessief te raak, compulsief is die regte woord. En Maar is obsessief en kompulsief nie baie. Daar's 'n fyn lyn. ja, daar is 'n baie grys area. So obsessief is dit is so in jou dit het 'n negatiewe. Ek verstaan. Kompulsief is jy gaan dit maak nie ook saak wat dit is so naby, maar ek sou sê kompulsief is 'n daad. Okay. Obsessief is emosioneel. Ek verstaan. Dit is half die verskil hoe ek dit in my brein sien. Ek kan verkeerd wees, maar dit is hoe ek dit half dit definieer. Obsessief is emosionele konnektasie, like amper sê wel. Kompulsief is jy sê net wat jy wil, jy sonder om te dink eintlik so half en iemand sal sê maar selfmoord pleeg. Jy weet dit is daai kompulsiewe besluit ingreep wil ek amper. Ek verstaan. Ja, ek dink dit is my. Sê vir my en nou ons gaan nou by die vragies kom julle en ek weet julle hier's van julle wat ook vragies in en ek weet hier's van julle mense wat ook baie passes gehad het of sleeves gehad het. Ek gaan nou vir haar vra om net vir ons daai te verduidelik ook. Maar wanneer jy het by die punt gekom waar jy begin oefen het toe jy nou gediagnoseer was. Hoe het jy hoe dit gegaan met die gewigsverlies voordat jy begin enigstens oefen het? Sien ek het die hele tyd baie stadiger gewig verloor as die ander ouens. As jy want jy het hierdie ding waar jy weet jou pel want jy ontmoet mos nou mense wat ook hier want jy het baie meer in gemeen. Ja. Dan kan jy agterkom hulle verloor meer gewig. Ja. As jy, want jy is meer jy doen die oefeninge so. En so ek het gewig verloor, maar ek het nou drasties meer gewig verloor en baie mooier. As ek die 3 metodes vergelyk of 4. Ek moes nou plant-based gedoen, ek het keto gedoen, ek het Banting gedoen en nou my gastric bypass. Ja. Ek het 5, ek het op 'n stadium Ozempic probeer. Okay. Voor my chirurgie. Ek het Ozempic ook al probeer. Ek het al en my dokter het dit opgeskryf. Ja. So as ek kyk na die 5 roetes wat vir my awesome is hoe ek nou gewig verloor. Ja. In my journey, en ek praat van Lentjie, want met die ander het ek verskriklik altyd net in my gesig verloor, en ek het in my maag ook verloor, ek het nooit met my boude en my bene verloor. En met die gastric bypass het ek regtig oralste gewig verloor. Kyk, jou kop sal altyd jou klein, jou gesig sal altyd kleiner wees. Ja, natuurlijk. Maar ek het oralste, so ek het baie mooi stelselmatig oralste gewig verloor. So daar was nie 'n fokus area soos ons weet keto laat jou middel gaan. Ja. Nee? Want jy sny suikers en goeders uit en dit is van insulien weerstandig meeste van die ouens. So jy verloor jou middel baie. Dis my probleem, So maar met my gastric bypass het ek oralste stelselmatig gewig verloor. Was die een ding. En die ander ding is wat vir my met die oefeninge gepaard gaan met die gewigsverlies is, laat ek, as jy gaan kyk iemand wat bariatriese chirurgie gehad het, of enige vorm van drastiese gewig verloor sonder oefeninge, het oralste hierdie lymfedeme knoppe. Dis reg. As hulle staan, dan gaan hulle knieg oor hulle. Ek het dit al gesien, ja. So daai en dit met die oefeninge elimineer ek. So ja. Fantasties. Liesie nou hier vir my sê hier vir ons, dis vir my duidelik 'n mens se kop moet meer reg wees as 'n mens se liggaam. Nou Lee, as jy nou mooi geluister het, het sy ook gesê, omdat sy die operasie in Turkye gehad het, dan hulle evalueer jou nie voor die tyd nie, soos wat in Suid-Afrika gedoen word. So in Suid-Afrika kan 'n sielkundige sê nee, hierdie mens kan nie gaan vir hierdie operasie nie, want sy of hy is nie mentally reg nie. So Lientjie, as ek nou verkeerd praat, moet jy my nou sê. So hy of sy is nou nie mentally reg nie, maar as jy Turkye toe gaan, het jy nie daai nie. So, en dan kan dit nou gebeur dat jy dan nou
op die ou ende van die dag sit met 'n probleem omdat jy nie mentally reg was. Ja, want jy verwyder nie die root van die kwaad nie. Presies. OK. Ek het nou gou-gou ek wil nou ons kan ook nie vir Lientjie nou heeldag hier vashou nie. Maar ek wil gou-gou ek het 'n paar vragies wat ek net vir jou wil vra. So die eerste vragie was, wat het jou gemotiveer om 'n bariatriese operasie te oorweeg? Jy het dit eintlik vals half geantwoord, want jy het gesê jy het verskeie goed probeer en niks het gewerk nie, so dis hoekom jy dit. So ek Ja, gaan en ek dink die ding met bariatrie, dit is wat was die woord wat ons vroeër gesê het? Dit is volhoubaar. Ja, dis volhoubaar. Dit is beter beheerde volhoubaarheid as Dis met reg. 'n ander. Ja. Het jy eers enige ander metodes probeer? Sy het duidelik ander metodes probeer. Jy het gehoor nou sy daai ek wil almal kan sê vegan, maar sy het plant-based gegaan. Sy het keto probeer. Banting en Ozempic en toe het sy besluit, okay, nou gaan ons die bariatriese se bypass probeer. Is daar kosse wat jy glad nie meer kan eet nie, soos in glad nie? Aan die begin kon ek nie lam eet nie. Soos 4 maande, 5 maande my chirurgie kon ek nie, dit was my te vetterig. Ek gaan sommer een van die vrae sommer nou aanspreek. Ja. Ek het nie meer galblaas nie. Ja, want dit is baie mense, selfs mense wat die GLP-1s gebruik, sê hulle struggle met galblaas. Nee, sorry. Wat nou? Ek kon nie nou verstaan. Sy het nou my ding geban of iets. Hoekom? Weet nie. Is jou live net af? Ja. Maar dit maak nie saak, jy nie. Okay, maar hoekom sê hulle waarom? Want ons het nie niks hier kan nie kan regtig doen. iets aan my We have detected inactivity during your current life. Complete the verification to continue. Ek wonder of hulle nie vir jou gevra het om die puzzeltjie te doen en jy het nie die puzzeltjie gedoen nie. Wat moet ek die puzzeltjie doen? Ja, so jy sal weer kan live gaan. Dis nie so jy's nie geban nie, jy's net jy moet net Stop ek nou. wat het hy nou? Ekskuus julle, laat ons net gou-gou hier. Kom ons kyk net. Daar's hy. So ja, Ek kry dit mos weer by jou. Ja. Kyk, ons gaan dit op die YouTube channel ook sit en ek sal dit vir jou Ekskuus. Jammer julle, Okay. Jammer. So ek het nie meer galblaas nie. Ja. En dit is een van die dinge wat hulle na kyk, want onthou die gal breek jou vette af. Ja. En hy stoot mos suur uit. Okay. So jy kan nie bekostig om suur in jou maag te hê nie, want hy's so klein. Ja. So dit is die rede hoekom die galblaas 'n rol speel. Okay, nou so jy gebruik nou medikasie wat die werk van die galblaas doen of jy eet nou net glad nie iets wat Dit suur maak my siek as ek vet eet. eet. Ek verstaan. Ek verstaan. Ek tolereer dit nou beter, so as ek sê net maar 'n loin choppie eet, dan eet ek daai klein vleisie. Okay. En jy sny net die vet in af. Julle ek sal baie swaar kry. Ek gaan baie swaar kry. Okay, dan die ander vraag is daar kosse wat jy glad nie meer kan eet nie. So Nee, ag weet jy, ek kan eintlik alles eet, maar ek verkies omdat proteïene een van die groot ons moet proteïene want ons is baie siek. Want ons kan nie ons absorpsie van yster en Vitamiin B is mos beperk. So jy kry mos dit nou van jou proteïene af. So jy eet altyd eers jou proteïene. Dis crucial. Okay. So as ons braai of ons eet in die aand, sal ek altyd my proteïene een kant skep. Seker maak ek eet dit klaar, want ek kan nie omdat jy mos nie baie kan eet. Yes. En as ek dan nog ietsie wil eet, dan sal ek dan met die aartappels. So ek kan alles eet. Ek verstaan. Maar prioriteit is proteïene. Okay. Okay, en dan het jy enige komplikasies of neeweffekte ervaar na die operasie? Jy het gesê, hare was my major. Al wat met haar gebeur het, is haar hare het uitgeval. En dit is besig om alweer baie mooi reg te kom, want ek het nou gesien iemand het hier ook gesê, wat gebruik jy vir jou hare? Sodat dit ek het net alles gestop. So dit is nog ietsie julle sien my hare op die verskillende foto's, so om my hare te lewe te behou. Ja. Ek was een keer 'n week my hare met al my oefeninge. Ek weet dit klink verskriklik, maar ek doen dit want ek probeer my follicles. Kyk, onthou as jy hare was of blaas of so, dan doen jy streaming op jou follicles. Dis reg. So ek was net een keer 'n week my hare. Okay. En dan het ek 4 troeteldiere. Okay.
haarstukkies wat ek insit. Oh, okay. My man spontaan met my, hy sê vir my, hoorie, het jy jou troeteldiere kos en water gegee? Hulle mat lykie. So dit werk lekker vir my oefeninge, want ek is klaar geoefen het, want my hare is gewoonlik so net 'n pannetjie, dan sê jy sien die op klein haartjies. Ja. Maar gewoonlik dan werk ek dit op. Ek het vir my 4 stelle gekry wat dit presies soos by hare lyk. Baie min mense weet. Julle so die haarstukkies wat sy nou insit noem sy haar troeteldiere. Hoe oulik is hierdie nou nie? So ek doen dit om my hare te preserve. Ek doen dit absoluut om my hare te preserve. Ek verstaan. En so ek het nog nooit iets gebruik. Ek gebruik shampoo gewoon en ek sit geen chemikalie op my hare nie. Okay. Alright, so daar het ons nou die hare se situasie julle. Dan hierdie dink ek is nogals 'n baie belangrike vraag. As jy hom wil antwoord, as jy voel jy wil nie, hoef jy nie. Hoe het jou familie en vriende op jou besluit en jou transformasie gereageer? Baie ondersteuning. So jy het behalwe dat jy gesê het jou pa het op daai stadium toe jou operasie uitgestel was, het jou pa gesê nee, dis dalk 'n teken dat jy dit nie moet doen. Behalwe vir dit het jy nie enige teenkanting of iets gehad. Kyk, ek was die hele tyd transparant. Baie mense wat bariatriese chirurgie gehad het, deel nie dit. Ja. Baie. Tembe? Ek wil amper sê 90%. Ja. Deel nie wat hulle gegaan het nie. En ek het net gevoel, omdat mense my storie ken, wil ek nooit hê iemand moet voel soos 'n failure nie. As hulle nou vir my sien en ek het net drasties beglo, dan kan dit tog my baie visie dan. As mense vir my sê, of vir mense sê, ag ek eet maar net gesond. Stront. Jy maak dat daai ander vrou voel, maar hoekom kan ek dit nie doen? Hoekom ek hier dan gesond? Hoekom verloor ek nie die gewig nie? So ek is baie transparant en ek dink dit het 'n baie groot verskil in my journey gemaak van ondersteuning. Definitief. I was very transparent. Sê, hoorie, dit is wat ek ondervind, dit is dis wat ek gedoen het. As pasiënte by die praktyk vir my sê, "Sjoe, suster, jy het verskriklik gewig." Sê ek, "Ja, ek het 'n bariatriese chirurgie gehad." Want soveel van ons pasiënte daar uitdagings en ek dink dis onregverdig om net te kan sê ek het dit of dit gedoen en dis wat ek gedoen het nie. Ek stem jou. So ek dink dis baie awesome van jou dat jy ons het gister actually daaroor gepraat. Tembe, ons het gister actually daaroor gepraat waar ek 'n voorbeeld gebruik het van waar ek gesê het mense deel baie van hulle goed op TikTok en dan gebeur daar iets en dan is hulle ewe skielik doodstil. Nee, ons is mos nou invested, ons wil nou weer. So dis omtrent dieselfde situasie, voel ek. Dit is goed dat jy dit deel, want dan voel ander mense nie soos failures die hele tyd nie. So dit is, baie vrouens sukkel met dit. Definitief. So as jy terugkyk, sal jy hierdie operasie weer doen? Definitief. Is dit? En sal ek dit in Turkye weer doen? Ek sal beter pilare. Ek sal dit nooit in Suid-Afrika kon bekostig nie. Ek wil net mense regtig aanmoedig om mental screening te doen. Okay. Kyk die root van hoekom jy is waar jy is. Laat jy nie soos jy agterna nou sukkel daarmee nie. Ons praat van honeymoon phase en bypass. 18 maande honeymoon phase. Yes. Dis direk na jou chirurgie. Ja. So ek het 6 maande gemors. Ek het 6 maande waar optimale gewig kon verloor het. Maar nou moet ek reflekteer daaroor en sê, jy moet dit nou afstop. Jy moet nou ander weer. Maar ek wil graag vir ander mense encourage. Maak seker, as jy dit oorweeg, dat jou root of jou cause, al kan jy nie alles dadelik uitsorteer nie. Maar laat jy weet, daar is 'n uitdaging en dis wat jy kan antisipeer. Ja. Ek dink dit is baie goed, Okay, wat sou jy dis eintlik wat sy nou vir ons geantwoord het, want wat sou jy anders doen in jou voorbereiding of jou herstel? In die voorbereiding sou jy dalk eers 'n sielkundige gaan sien, nee. Okay. Wat se raad sal jy gee aan iemand wat oorweeg om dieselfde operasie te doen? Eerste plek, en as jy dit in Suid-Afrika kan kry, ek wil graag noem, en dit is glad nie om ek dink dit is belangrik en mense is welkom om vir my te DM ook. Daar's 'n lys van mediese fondse wat regtig baie goeie coverage gee vir dit. Ek het ook daarvan omdat ek baie daai navraag kry. Discovery betaal ook maar net die hoogste planne, maar jou Polmeds van die wêreld, jou Gems van die wêreld, dek dit. So daar's net 'n roete wat jy moet volg. So mense is welkom om na my toe uit te ry. En dan kan met hulle en gaan volg regtig my Facebookblad. Ek dink daar is ook baie antwoorde en dit is my makliker toegang want ek's gereeld op sosiale media. Maar sê gaan vir ons net jou Facebook knop by tong, sê gou jou Facebookblad se naam sodat die mense kan weet asseblief. So dit's Linkie met 'n Y, Linky. Kappietjies is Linkies
Journey to Double Digits. Daar's hy. Alles uitgetik. Hallo Amai. So dis linkies Journey to Double Digits. Daar het jy hom en die linkie spel jy LINKY. Apostrophe S. So asseblief gaan doen daai. So my advies is regtig dat as jy so iets oorweeg, maak seker jou mental health is reg. Maak seker jy gebruik die regte dokters, vind by jou fonds uit of hulle dit cover. En as jy daarvoor kan gaan in Suid-Afrika eerste prys, as jy oorweeg in Turkye, maak seker dat jou mental health uit reg is. En reg is, ja. Okay, dan ons het 'n voice note gehad van iemand wat gevra het onder andere, jy weet, sy het gesê, en daai mindset van kyk mense vir my as ek eet en grouse ek hulle uit. Sy sê, sy het 'n hele klompie gewig verloor en sy sê, sy voel mense, partykeer voel sy nog steeds mense kyk vir haar daar. Rian, praat nie goeie? Kom, gaan. Sy sê, dit voel vir haar partykeer steeds mense kyk vir haar en dit voel vir haar, sy grouse mense uit as sy eet. En sy's nou al 40 kg ligter, sy's nou al sy's maar, en sy voel nog steeds so. Kry jy partykeer daai gevoel, voel jy partykeer, mense kyk jou nog dieselfde aan as wat hulle jou gekyk het? Dink jy mense kyk jou nou verskillend aan, vandat jy die gewig verloor het? Hanteer mense jou anders, as wat hulle jou hanteer het toe jy groter was? So hierdie is nou 3 vrae. Dis nou, ek wil hulle nou so half, Yes. ek wil hulle nou so half kombineer, maar dit is 3 vrae, ja. Ek wil 'n vraag vir jou antwoord. So die eerste een, ek het nog nooit gevoel die manier wat ek geëet het, die mense uitgekrous. My volumes wat ek geëet het, het ek nooit voor mense geëet, voor ek gewig verloor het. Okay. Maar wat ek wel anders te ondervind met my eetery, is mense hou dop hoeveel eet ek nou, hoeveel kan ek eet. Ek verstaan. Maar sy het dan nou gastric, ek voel so. Dit is dalk nie so nie. Ja, maar ek voel my dop, kan sy regtig nou net so manier, as 'n skrywer. So daar's soms daai wat ek voel. Ek hoor. En die tweede vraag wat jy nou gevra het, was Tembi? of mense anders te hanteer? Ja, voel dit vir jou, hoe mense jou temps, voel dit vir jou hoe mense jou hanteer het toe jy op jou grootste was, né? En hoe mense jou nou hanteer? Is daar 'n verskil? Dis hartverskeurend. Ek Tembi? Ja. So dit is eintlik hartverskeurend. Soos ek gesê het aan die begin van my verpleegloopbaan, moes ek harder as die maar gewerk het om my stempel af te kry of respek ewen te kry. Want baie mense assosieer oorgewig mense met mense wat nie na hulle self wil kyk nie, en dis nie altyd die waarheid nie. En treat mense anders definitief. Jy weet, baie keer het ek al van die spasie as ek by Spar kom en ek was so groot en ek sukkel om iets bo te kry en jy sal nie sommer iemand kry wat jou help nie. Nou is ek baie kleiner en ek kan eintlik al bo kom en ek probeer, daar's iemand sommer daar. So dit was definitief, en dis vir my sleg. Jy weet, my dogtertjie het so rukkie terug gimnastiek gedoen. Sy is nogal stewig gebou, maar sy's lank, sy's baie sterk gebou. Sy's nie maar sy solid. Ek dink almal ken jou dogtertjie want sy dans ook altyd saam op die video's. Dis vir my kosbaar, baie kosbaar. So sy is stewig gebou en wat vir my hartseer was toe ons by die, en dis hulle ouderdom, ouens. Ja. Die kinders haar ouderdom wat maar en lyk soos gimnastieklyfies. Dan sal hulle gaan, dan sal die juffrou meer moeite doen met die maatjie wat al klaar die potensiaal het om 'n gimnas te word as my dogtertjie. Dit breek my hart. Ja. Daar's 'n stigma rondom die potensiaal van kinders en groot mense gebaseer op hulle gewig. Ja. En dit is my terrible. Dis baie hartseer. So ja, daar is definitief 'n verskil hoe mense hanteer. En dis altyd dit is my baie sleg. Want hierdie vriendin van my, sy voel ook, sy sê hoe sy hanteer was toe sy vet was. Ja. Kom ons noem dit maar net so, want dit is wat dit is. Toe sy vet was en hoe sy hanteer word nou, terwyl nou vandat sy maar is hemelsbreed die verskil, en dit is baie sad. Dis hartseer. Want jy weet nie, daai ou wat groot is en oorgewig is, jy weet nie, het daai persoon 'n probleem nie, het hy dalk 'n skuldprobleem, het hy mediese probleme, wat is hy, eet hy te veel as gevolg van hierdie Gremlin situasie. Dit is goed waarvan ons nie weet nie, en ek wil so graag hê mense moet ge-educate word daaroor. Maar dit is maar moeilik. Dit is moeilik veral wanneer mense met boelies ook te doen kry. Absoluut. Maar dis ook 'n gesprek vir 'n ander dag daai. En dan
Wat ek net gaan kyk, watter enetjie nou, waar is ek nou? Okay. Wat is die aanvullings wat jy moet gebruik en vir hoe lank? Baie mense wat die opgehaat het, klaar oor hulle galblaas. Ons het nou klaar oor die galblaas gepraat, so die galblaas is verwyder. So jou opinie daaromtrent, maar wat se aanvullings? Kom ons kry gou die aanvullings storie. So, ek drink baie pille, ek lyk dit ongelukkig as gevolg van die malabsorpsie. Nou baie mense hou op of hulle dink dit is 'n prioriteit nie, maar as mense onthou jy het gewig verloor om langtermyn investment te doen, dat jy langer kan lewe, gesonder kan lewe. So op die oomblik drink ek Kelmax, ek drink kalsium, magnesium, Vitamiin D, drink ysterpille. Ek kan ook enige soos Shelifer of daai goeie drink, ek kan net Otrin drink. Okay. Want baie van die goed maak hartlywig, ysterpille. En die absorpsie se leeftyd van Otrin is baie beter, so ek gebruik Otrin met 'n ysterpil is. Okay. En dan spuit ek een keer Vitamiin B12 'n maand. Ja. En in die ek kan net dink calciferol. Ja. Dis 'n Vitamiin B, dink ek. Okay. So ja, en dan moet ek baie mense hoef nie, of dit is nie 'n hoef nie, maar ek is van die opinie oortuig om anti-suurmiddel net drink ek elke dag vir my lewe. Okay. Omdat jou maag so klein is dit belangrik om na te kyk, dat jy nie 'n seertjie of goeters kry. Nou sien jy, maar ons moet gaan vir groot operasies. Ons kan nie voedingsbuise kry nie. Ons moet 'n neusbuis. Ons mag nie voedingsbuise kry. Ek verstaan. So ons moet 'n buisie direk in jou maag kry. Oh. So jou maag is jou belangrikste ding. Ja. Ek mag glad nie koffie drink nie. Okay. Veel koffie kan ek Okay. drink nie. Ek het nooit weer nog koffie. Sjoe, ek is nou baie bly ek het gister vir jou gevra wat wil jy drink? Ja. Of wat jy drink. Ja. So hierdie aanvullings wat jy nou gebruik, gaan jy dit vir die res van jou lewe moet gebruik. Ja, om die beste uitkomste te hê, want jy nie kalsium nie. Ja. Die absorpsie van dit nie. Ja. So jou beendigtheid en al daai goeie, so dit gaan my ook nie nou vang nie. Ja. As ek 60, 65 is, raak jou risiko hoog. So dit is 'n voorbereiding dat ek die beste moontlike uitkomste het. Kyk, as jy nou baie van die bariatriese pasiënte kyk ook, kry hulle op die straat en kry hulle op TikTok, dis twee verskillende. Ja. Dan gaan jy sien hoe vaal hulle eintlik lyk. Ja. Of hoe afgeleefd hulle lyk. Want hulle neem nie hulle vitamiene nie. En dan daar's 'n deel responsibility. Ja. Daar's 'n deel responsibility van jou as 'n pasiënt om dit te commit en jy drink. Ja. Natuurlik moet ek elke jaar mos vir 'n gastroskopie ook gaan. Om seker te maak daar's die alles is reg. Die darmes. Ja. Meer oor die gesondheidstoestand wat jou maag is en jou darmes. Ek verstaan. Okay, alright. So, dat ek gou gesien het, is nou nog 'n vraag hier. Iemand het gevra, hoekom het jy besluit om die prosedure in Turkye te gaan volg en jy het gesê dit is omdat dit goedkoper daai kant was en jy het ook vir ons verduidelik oor die mediese sorg daar. So daai vragies het ons klaar gedek. Dit was net belangrik dat ons gou daai ook kry. Linkie, as daar nou nog mense, eerstens, as daar enige van julle is wat nou nog enige vraag het, is julle meer as welkom. Yes, ek wil net vir jou vanmôre sê, ek haal my hoed vir jou af. Ek dink, dit is, as ek self sien, hoe ek self party dae struggle, dan dink ek dit moet baie swaar wees, dit moet moeilik wees, om elke dag positief te wees, en elke dag op daai trampolien te klim, en te spring, of jou oefening te doen, of te gaan stap, of wat ook al. Ek dink dit vat nogals baie van 'n mens af. Maar op die einde van die dag gaan dit tog nou oor, jy wil graag oud word vir jou kinders, jy wil graag gesond wees, en dit gaan seker die meeste daaroor dat jy 'n gesonde leefstyl wil lewe. En weet jy, en ek dink dit is belangrik dat mense hulle whys kies. Hoekom jy wil gewig verloor? Hoekom wil jy hierdie verandering doen? So my why is, as jy uitwerk, het ek kinders op 'n baie laat ouderdom gekry. Ja. So ek gaan amper 60 wees as my dogtertjie matriek is. Okay. So ek wil die een wees wat gaan help regmaak vir hom matriek. Ek wil nie kyk hoe sy dit doen nie. Ek hoor wat jy sê. Ek wil nie kyk dat 'n ander vrou dit doen nie. Ja. En ek wil nie van die hemel af kyk en laat 'n ander vrou my man het. Ja. So, nee, dit is nou sommer net 'n spotter, maar ek dink dit is belangrik om jou whys
So met hierdie hele journey, my hele lewe lang, of wat ek nou, nie lewe lank nie, het ek my whys gaan kies. Ja. En ek dink die whys push my om te oefen. Die Ja. whys push my om in die middag so my van die ADHD se mens net so. Ja. En vandat dit geadresseer is, kan ek die breër prentjies sien. Ek kan groter sien. Ek hoef nie nou dit so dit gaan oor die langtermyn. Ja. So baie keer het ek hierdie internal battle waar ek nie gewig verloor vir amper ek dink dat die langste wat ek stil gesond was 5 weke. Okay. En dis wat jy nou alles gegee. Jy gee alles. En dit demotiveer jou op die ou einde van die dag. Verskriklik. En dis hoekom ek so baie foto's neem. Ja. Mense dink seker ek is wyn, dit is nie glad nie so nie. Nee. Dit is my motivering om sê hoe dit so gelyk het, dis so ek nou lyk. Hy weet jy, ek sê altyd dis al wat jy eendag oor het. Ja, Is daai fotos. En wat baie vir my help, ek graag ook, ek het nou glad nie, is me 360. Ja. Jy gaan sien daar's videoetjies wat so skiel is wat soos 'n beeld is van my wat ek so compare. Ja. Nou dis wonderlike AI. Hy neem 'n foto, jy hoef jou sê hy meet jou presies. Ja. En dit het my baie gehelp. Okay. Is dat ek gemeet het. Ja. So dan verloor ek nie gewig nie, maar ek verloor sentimeters. En ek dink ek het nou amper 2 meter verloor al in sentimeters. Sjoe. So 1.85. Wel, jy kan vat 83 kilogram. Nee, dit is net op my journey. Is dit net op jou journey? 45 kilogram. 45 kilo, Abby kom nou. 45 kilogram, 2 meter in totaliteit. Ja, 1.8. Julle, dit is absoluut. So Dit dit is wil ek ook vir hulle doen. Jo, dis indrukwekkend. Meet jouself. Gaan download daai app want as jy nie gewig verloor nie, ander mense is dalk op ander journeys. Ja. Dan verloor jy nie gewig nie. Maar meet jouself. En om te meet is 'n groot missie, maar nou kan jy nie onthou het jy hier gemeet, het jy daar gemeet, waar het jy laas op jou arm gemeet? Ja. So jy staan kaalboude Ja. voor daai ding. En jy hou jou hande of hier of hy wys Ja. jou presies, ek dink so nie, ek Ja. dink so. Dan kom jy 'n fotootjie op en wys jy moet so skuif. En as jy reg is vir die algoritme, dan neem hy jou. Okay. En jy kan dit lekker compare en dit is 'n free app. Ek het ons doen by die dieetkundige doen ons die InBody. Wow, Wat ja, jy dis- hom so vashou en dan meet hy ook die arms en die bene en hy kan vir jou presies Hulle sê het dit in Turkye gedoen. wat waar is en dit is dis absoluut awesome. Ek love daai skaal. By Lior. By Lior se rally. Ja, Franay. Net vir daai wil doen. Franay is 'n dieetkundige daar. Franay Becker. Byker, ja. O, ek ken hom van Ja, stuur vir haar WhatsApp. Ja. Sy is my dieetkundige. Okay. Sy is absoluut awesome wat dit dan betref. Ek sal van wat ek sal graag dit wil doen. Daai is fantasties. Luister dan die ander, daar was nou nog een ander dingetjie wat ek vir jou wou vra en dit was nou moet ek net gou my kop baie mooi reg kry dat ek nou nie dit verkeerd sê nie. Voel jy nee wag, eers hierdie ene. Is daar baie keer mense wat vir jou sê, "Hoekom jy so maar geraak? Is jy nou sieklik? Wat bekeer jy?" Kry jy mense wat vir jou omdat jy nou maarder is of maar is, in vergelyking met hoe jy gelyk het, is jy baie maar, né? Is daar mense wat vir jou daai tipe vraag vra? Want ek het 'n vriendin wat amper 30 kg verloor het en sy kry dit. Mense sê vir haar, "Hoekom is jy nou so maar? Is jy siek? Wat is fout met jou?" Jy het nog nie dit ondervind nie. Ek weet waar is mense wat dit ondervind. Wat mense weet jy, nou ek is mos so wat jy sien is wat jy get. So almal ken omdat my sosiale media so besig is. Dink ek almal ken dit. So soms is dit ook seker nie reg om so baie besig op sosiale of so baie te share nie. Maar ek het dit nog gehoor. My vriendin se familie doen dit met haar. Alles al vir haar eers vir sy nou te vet en nou vandat sy maar is, nou sit sy maar hoekom is jy nou so maar as jy nou sieklik, jy weet? Ek kan dink dat dit verskillend is en ek weet ek weet nie of sy ook op die BS supportgroep is wat sy het sy ook pariater. Nee, sy dit is iets wat baie mense vertel nie dat hulle dit gehad het en dit is 'n challenge vir hulle. En ek dink mense het dan daai komponent van niks ooit wat ek sal doen is goed genoeg. Dis ja. Sorry julle, Temmy moet ongelukkig nou hier verby. Dan die ander dingetjie wat ek ook wou vir jou vra is my een vriendin het ook baie gewig verloor oor die 40 kg. Sy lyk absoluut pragtig en ek gaan nou nie haar naam hier noem nie, maar baie dae as ek haar kyk of as ek met haar gesels, dan ondervind ek dat sy nog steeds dink sy weeg 120 of 130 kg. Voel jy
voel jy baie daar nog so? Baie. Jy sê dit vat harde refleksie, ek sê vir jou, baie kere kyk in die spieël, jy vind net altyd nog iets wat verkeerd is met jou. Jy vind net nog iets verkeerd. Of dit is jou plooie, as ek het verskriklik baie plooie begin kry op my voorkop en my ken, want ek het nog 3 kenne gehad. So, jy vind net, maar dit is ons natuur, om altyd of negatief teenoor onsself te wees. En daar ek praat by wat sy vir sê, en ek het dit nie gehad. I didn't have the strength to address myself. En dis wat ek nou kan doen. Okay. En ek dink dit is belangrik dat ons leer. Ons is so geneig om vir ons kinders te sê, maar moenie van jouself so praat. Ja. Maar ons as mamas, en ek praat nou spesifiek mamas, is geneig om ons sê dit dalk nie. Ja. Ons kyk in die spieël en sê, moet ek nie dalk 'n bietjie make-up of moet ek nie, jy sê ek is spierwit grys. Ja. En dan moet jy self kan praat. En jy moet dit fisies sê, want ons brein, dit moenie daai innerlike konflik wees wat jy het. Jy moet vir sê, dink jy is goed genoeg? Dink jy kom so ver? En dit wat die mooiste is van jou gaan sê vir jouself. As jy dink jy het mooi oor. Oh, thank you so much. Moes sy vir jou as extra sweetenertjie ingegooi het of iets? Dis die less sugar ene. Nee, dan kan sy maar vir my is sweetener. Okay, so she'll take one, net ene. She'll take one sweetener, please, Tembe. I don't know if Pa wants something. Sorry, ek het nou net gevra sy moet vir ons maak. Ek het nou nie Tembe, will you please one sweetener for me? Thank you so much. So ja, dit is hard. Daar is ek stem 100% saam met jou en dit is 'n konstante emosionele battle nog steeds. Ek kan dit is en dan baie keer is dit vir my as 'n vriendin of 'n tannie of 'n vriendin of 'n dan is dit baie keer vir my, ek wil baie keer sê stadig nou want ek is so bang sy oordoen dit omdat sy dink in haar kop sy is nog steeds 120 kg en sy is regtig pragtig mooi, maar sy kort niks, sy hoef nie meer 'n kilogram te verloor nie. Maar in haar kop definitief sien sy haarself nog as daai 120 kg vrou. En dit is ek dink baie keer het 'n mens dalk ook nodig om net iemand te sien vir 'n sessie of 2 om jou net 'n bietjie jy kan nou maar daar op die dinges Ja, is lekker. Neersit as jy hom wil neersit. O, dis die ander slegte ding, ek kry nou koud. Ek het altyd vrek warm gekry. Nou kry ek altyd koud en my man geniet dit want hy is kleerling, so hy slaap onder 4 komberse. Okay. Dit is 'n ding. Nou slaap ek saam met hom onder daai 4. Hy stop te bly want ek het altyd gestel hoor. Ek kry ook nou altyd koud na my triple bypass, maar dit gaan seker oor die bloedverdunner en dan het dokter ook gesê die storie, hy het vir my 'n lang storie vertel van die hart wat nou teen 'n sekere temperatuur gehou word en maar hy het ook onder andere gesê nie eintlik agterna te sê nie eintlik gaan dit maar oor die sirkulasie en die ja, so ek kry altyd koud. Ek dink dit is dit. Ek dink ons het enige vrae verder. Is daar enige iemand van julle wat enige vrae nog wil hê? Julle, ek wil gou vir julle sê. Hierdie vrou, die kamera is op jou, maar ek gaan hom nou omdraai. Ek draai hom vir jou om, dan kan jy jou koffie rustig drink. Daar's hy. Julle, hierdie vrou is regtig fenomenaal volgens my. Om te kom van 178 kg na 95 kg toe, nommer 1, is fenomenaal op sy eie. Nee? Nommer 2, is dat, ja, jy kan met liefde. Nommer 2 is dat, as jy gaan kyk, sy het 'n boek geskrywe. Jy kan die boek by haar bestel. Doen jouself verguns en doen dit. Bestel daai boek. Linkie, het jy nog 'n voorraad? Het jy nog boeke in voorraad? Kry jy weer volgende week. Maar dit gaan nie oor hierdie journey nie. Ja, dit gaan nie ek gaan nou gou vir hulle sê. Dit gaan nie oor haar journey wat sy, ek dink sy gaan seker vir ons nog 'n boek skryf oor haar journey. En as sy nie gaan nie, dan sê ek nou vir haar, ek dink jy moet
'n boek skryf daaroor. Want as 'n mens gekom het van 178 kg af na 95 en jy wil graag 85 weeg, né? As jy gekom het selfs van 178 na 95 toe, dink ek het jy so groot doel al jy het so groot doelwit alreeds bereik dat ek dink jy moet. Maar sy het 'n boek geskrywe. Want sy het nou net vir julle gesê, sy is met 'n kleerling getrek. Julle en sy het ek ken hom nie persoonlik nie, maar as ek vir julle die video's gaan kyk en as ek sien hoe sy altyd blom as sy van hom praat. Hulle het 'n verskriklike goeie verhouding. Gaan koop 'n bietjie daai boek, gaan lees 'n bietjie daai boek. Ek dink party van julle gaan vat maar 'n boks sneesies saam met jou. Want jy gaan 'n traan of 2 stort. So doen julle self guns nommer 1. Sy is op Facebook. Linkies Journey to Double Digits, né? So op Facebook gaan jy hom kry, Linkies Journey to Double Digits. Gaan asseblief gaan volg vir haar daar. As jy haar op TikTok nog nie volg nie, hierso is sy Jannetjies Family met pink hartjies. Gaan volg vir haar daar. En dan as jy daai boek van haar wil kry. Sy skryf volgende week weer voorraad in. Kontak vir haar, stuur haar DM en sy sal vir jou kontak as jy die boek wil hê. Julle, dit is dan wat ons vanoggend gehad het. En onthou, sy kan baie mooi sing ook, sê Zenri nou hierso. Dit is amazing. Lee, dit is absoluut amazing. So baie dankie vir almal van julle wat vanoggend hier was. Ek gaan gou kyk en ek gaan vir julle sê, ons het 792 mense in ons live gehad gedurende die tyd wat sy haar storie vertel het. Almal het nie gebly nie, hulle het gekom en gegaan, maar hier was 792 mense. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons is dankbaar dat Lientjie ingestem het om haar storie vir ons te kom vertel. En weet julle, miskien gaan ek haar nog op 'n dag vra om weer terug te kom en 'n bietjie vir ons 'n ander storie ook te kom vertel, ook met ons te kom deel. Want julle almal weet, hier by ons het jy 'n safe space en jy hoef nooit bang te wees om enige storie hier te kom vertel nie. Right, so hiermee sê ek dan vir julle baie dankie dat julle saam met ons gesit het. Ons gaan nou 'n lekker cappuccino drink en dan vat ons dit weer daar vanaf verder. Maar jy's ook amazing, Ina. Ag nee, wat? Ag nee, kom nou, kom nou. Famous, ek is mos famous, man. Nee, ek spot sommer. Julle, ja, ek sal weer, ek het beloof, maar ek sal weer my storie ook weer vir julle vertel. Maar dis 'n heel ander dag se storie. Vandag gaan oor Lientjie, so gaan volg haar asseblief op haar Facebook page, gaan volg haar asseblief op haar TikTok page en dan gaan julle in haar DM's inklim en gaan bestel haar boek by haar. Okay. Julle moet almal een fantastiese dag hê. Onthou asseblief, jy is genoeg en jy is geliefd. Mooi dag vir julle.